darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, yeah. So good. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it keeps running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Genadig vol barmhartigheid is die Here wat ons dien. Lankmoedig en geduldig, groot en troue liefde, so is die Here wat ons dien. So ver as die ooste van die weste is, neem hy ons oortredinge van ons. Lankmoedig en geduldig, groot en troue liefde, so is die Here wat ons dien. Vergewend vol goedertierenheid is die Here wat ons dien. Vader van genade, groot
sy liefde is daar geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Langmoedig en geduldig, groot en troue liefde, so is die Here wat ons dien. So is die Here wat ons dien. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U en ons vra, vul ons nou. Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed staan
Kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Great Aunt Maureen said at 103, write scripture on your heart for when you need it. 'Cause anxiety hates Psalm 23. So just say it to yourself till you believe it. And I'm feeling like I'm needing it right now. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. Though I walk through the valley of the shadow of death, oh, I know you are with me, my Father, my friend. Your goodness and mercy will follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe. Lord, I believe you can set me at ease. Turn this broken piece in me to peace and quiet. I know there's power in your word, so I'll say it over and over till my soul's reminded. Oh, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. Though I walk through the valley of the shadow of death, oh, I know you are with me, my Father, my friend. Your goodness and mercy will follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe. Still waters run through any valley I could find. I'm laying fear down here at heaven's riverside. Your word has been true in every season of my life. I believe, yes, I believe that still waters run through any valley I could find. I'm laying fear down here at heaven's riverside. Your word has been true in every season of my life. I believe, yes, I believe. Oh, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. Though I walk through the valley of the shadow of death, oh, I know you are with me, my Father, my friend. Your goodness and mercy will follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe. Goeiemôre gemeente. Daar lê die klok nou.
Welkom vanoggend in die huis van die Here. Ek hoop jy voel tuis en voel welkom. Ons wil 'n ruimte skep waar dit gasvry voel hierso. So as jy nie in die gemeente is, nooi ons jou uit om na die erediens jou naam, hier's 'n lys, jou naam neer te skryf sodat ons by jou kan kom kuier. Ons wil jou leer ken en ons wil jou laat welkom voel hierso. So kom skryf 'n naam neer as jy nie in die gemeente is, dat een van die predikante by jou kan kom kuier. Dan, die internet is af in die hele Oeverberg, so hierdie gaan nie uitgesaai word dadelik nie. Ek dink almal wou Drieke se fight gekyk het. En ek weet nog, ek was baie vroeg by die kerk, so het hy ooit gewen? Het hy? Dankie Pieter. Dankie, nou weet ek ook. So, dit gaan nie uitgesaai word dadelik nie, hulle gaan dit opneem en dan sal hulle dit later op YouTube laai. So, as iemand kla en sê, hulle kan nie op die internet kyk nie, ek het vir Jebo gebel, die internet is hier in die hele Oeverberg af. Dan is daar net 'n paar afkondigings, Leon, as jy vir ons kan wys. Ons bazaar is binnekort, die 28ste Februarie, as jy nie weet waar om in te skakel en wat om te doen en hoe om deel te wees nie, kan jy een van die predikante kontak, ons sal vir jou vinnig deel maak. Ons het genoeg mense by die pannekoek gekry, so Dominee Braam se afkondiging nou die dag, het nie die mense afgeskrik nie, dit het mense gelok. So as jy nog nie weet waar om deel te wees nie, kontak ons. Daar is ook nog van daai papiersakkies, as jy goedjies kan borg, kan jy daar by die uitgange van daai papiersakkies kry. Ons bazaar is om die draai, so wees deel en kom ons maak dit 'n lekker geleentheid ook van saam kuier. Die Imagine is om die draai 4 tot 6 April, so skryf dit in jou dagboek. En ons wil hierdie jaar ook baie van ons tieners ook daar deel hê, so 4 tot 6 April hier by ons. Volgende Sondag is ook nagmaal, so ons nooi ook uit om deel van ons nagmaalgeleentheid hier in die kerk te wees, so skryf dit ook in jou dagboek, volgende Sondag nagmaal. En dan is daar na kerk slashpappie hier buite die boom, vir R10, vir al die kinders. So jy gaan eers jeugkampus toe moet gaan, ek weet, maar konsentreer nou mooi by die jeugkampus en hoor wat jou sondagskool tannie vir jou wil sê, en daarna kan ons lekker saam kuier hier onder die boom en lekker slashpappie saam geniet. En nou wil ek jou uitnooi om gou vinnig op te staan en iemand te groet wie jy nog nie gegroet het in die kerk. Ek weet ons almal kom ons so stil in en sit so mooi stil in die kerk, voor die kerk begin, maar nou kan ons gou vinnig chaos maak, groet gou iemand wie jy nog nie gegroet het nie, maar jy moet opstaan, jy moet opstaan. In ons gemeente vier ons hierdie maand liefde. En as jy nie geweet het nie, dis amper Valentynsdag, mans, ek help jou. Dis amper Valentynsdag, ons vier liefde. En ons wil graag in ons gemeente weet wie vier hierdie maand hulle huweliksherdenking. As jy vir ons kan vorentoe kom. Is hier iemand? Wie vier hulle huweliksherdenking? Julle kan vir ons vorentoe kom. En nou wil ons ook weet wie trou dalk hierdie jaar. Julle kan ook vir ons vorentoe kom. Pieter, jy kan ook vir ons vorentoe kom. Pieter gaan vir julle 'n gebed doen, omdat ons hierdie maand huwelike vier en liefde vier, wil ons vir julle 'n gebed doen, om ook seën vir julle toe te wen. So, kom ons sluit ons oë, dan bid ons ook vir julle. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om saam met mense bly te kan wees oor 'n herdenking van u liefde. Here, ons bid dat u vir ons sal help as 'n gemeenskap om elke
man en vrou te ondersteun in 'n huwelik. En Here, ons vra spesifiek dat U met hierdie groep mense sal wees wat U voorstaan. Dat hulle nie net U liefde vir hulle self sal hou nie, maar dat dit sal vrywilliglik gaan uitdeel in U koninkryk. Amen. Gaan sit, baie dankie. Ek gaan vir ons hierdie Christuskers aansteek. Ek het hierdie week met hierdie lied, daai lied wat ons altyd sing, ek gaan net nie vir julle sing nie, want ek kan nie sing nie, almal spot altyd vir my. Daai lied wat sê, God is liefde, juig ons harte. En bedink wat liefde doen. Ek dink ons sing dit altyd, maar daai woordjie, bedink wat liefde doen. Weet ons wat dit al beteken? Bedink wat liefde doen. Ek steek hierdie kers aan met die woorde van 1 Korintiërs 13 vers 7 wat sê, die liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. En mag dit ook in jou leef. Nie net hier in die kerkgebou waar ons almal prim en proper sit en vir ons mooi hou nie, maar mag dit ook al buite gaan leef in jou hart. En met dit groet ek jou vanoggend, genade en vrede vir jou van 'n liefdevolle God en van die Heilige Gees, 'n liefdevolle Heilige Gees wat binne in ons elkeen woon. Amen. Ek gaan die musiekspan nooi om vorentoe te kom en ons gaan die Here loof en prys vir sy liefde wat hy in die kruis vir ons almal gesterf het voor. So kom ons staan en kom ons maak die Here se naam groot. Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Mag dan al wat sien, dat jy die Here dien. Ons begeer om van sy liefde meer te leer. Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Mag dan al wat sien, dat jy die Here dien. Ons begeer om van sy liefde meer te leer.
Ons gaan 'n nuwe lied sing. He makes everything beautiful en ek nooi jou uit om dit saam te sing. Die woorde is op die skerm en moenie vandag stil bly nie. Dit maak nie saak hoe lelik en hoe vals jy sing nie. Ons sing nie vandag vir die ou wat voor jou staan of agter jou staan nie. Ons sing vandag vir die Here. So kom ons sing dit saam met die musiekgroep en kom ons maak sy naam groot. Grant me serenity to accept things, the things I cannot change. Grant me the courage, Lord, to change what I can, wisdom to know the difference. In my weakness you can shine, in your strength I can fly. You make everything, everything beautiful. You make everything, everything new. You make everything, everything beautiful. In its time, it's beautiful. Grant me serenity, Lord, and patience, for things will take time. Grant me freedom to walk a new path and let me feel your love. In my weakness you can shine, in your strength I can fly. You make everything, everything beautiful. You make everything, everything new. You make everything, everything beautiful. In its time, it's beautiful. Lifting open hands to you, my Savior, beautify my soul. Knowing you redeem my pain and failure, purify my soul. Beautify my soul. You make everything, everything beautiful. You make everything, everything new. You make everything, everything beautiful. In its time, in your time, it's beautiful. Kom ons staan net so en dan maak ons oë toe en bid ons saam. Dankie Here dat U alles mooi maak. Soms uit swaar tye, soms uit lelike goed. Here, daarvoor wil ons U naam loof en prys. Here, maak ons oë oop soos daai lied sê om U raak te sien. Waar ons vandag oor die huwelik gaan praat, Here. Maak ons oë oop, Here, om ons blinde kole raak te sien, ons foute raak te sien, Here, sodat ons met nuwe brille nie kan kyk. Nie kan kyk en nie kan dink oor verhoudings, ander mense, Here, wat U ook geskaap het. Help ons, Here, werk aan ons harte. Here, dalk moet ons vandag bietjie wakker geskrik word, wakker geruk word. Werk aan ons, Here, maar hou ons ook vas en vat ons aan U hand. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons kan maar sit. Ek gaan die kinders vra om vorentoe te kom. Almal. En Donnie Pieter gaan gou ietsie vir julle wys. Kom julle, kom. Daar het iets gebeur in daai hoek, het hulle so baie is daar. As hy Dries, hulle de wet, hulle allemaal lyk so netjies. Wie kan vir my sê, wat is hier so? Wat hou ek hier vas?
koppie water en wat is nog wat's nog daar? Wat noem ons die ronde ding? 'n piering. Nou sê my, Dominique Carly gaan vandag met mamma praat oor die huwelik. En lyk die koppie en die piering presies dieselfde? Lyk mamma en pappa presies dieselfde? Nee. Is hulle dieselfde mens? Nee. Maar weet jy wat gebeur baie kere? Ons as mense dink, mense moet net soos ek en jy wees. Ons moet presies dieselfde dink. Ons moet dus presies dieselfde sien. En wat gebeur as dit nie so is nie? Ons beklei. En wat maak beklei? Dit maak gemors, dit maak ons nat, dit maak ons kwaai, dit is nie lekker nie. Ons hou nie daarvan nie, né? Dit is nie lekker nie. Ek sal myself nat maak ook. Nou, julle sal sien, die koppie en die piering, al is hulle anders, al lyk hulle anders, het hulle dieselfde doel, en is om die water in die koppie te hou. Net so is mamma en pappa ook anders, ouma en oupa ook. Maar, die Here het hulle gemaak vir een doel, en is om sy liefde te versprei. En al is julle nog nie nou getroud nie, hopelik eendag gebeur dit met jou, gaan jy nou al die geleentheid hê om Jesus se liefde te versprei. So as jy ooit mamma en pappa sien vassit oor iets, dalk in die kar, dalk het pappa iets vergeet soos Valentynsdag, dan moet jy vir mamma sê, mamma moet hom vergeet, hy gaan Jesus se liefde versprei, net soos julle, sal julle dit kan doen? En ons gaan dit nou saam doen, ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee hoe moet ons doen, ons moet vir iemand belangrik groet vandag, en ek wil graag vir Lisa vra, as sy hierso, waar is ons Lisa? Is sy hier? Lisa van die Westhuizen? Kan jy en Stefan asseblief vorentoe kom? Ek hoop ek gooi jou onder die bus nou nie. Nou hierdie tannie het 'n groot rol gespeel in ons gemeente. Sy het veral 'n groot verskil gemaak in ons buiteposte, in Ou Plaas, Protem, Struisbaai en Kassevier. Jy kan sommer hier langs my kom staan. En sy gaan ongelukkig trek. En omdat ons 'n familie is dit nooit lekker om iemand te groet nie. Maar ons is baie opgewonde vir jou geleentheid, waartoe jy nou gaan, en ons gaan nou vir haar saam bid. So ek wil julle uitnooi, as jy langs iemand staan, sit jou arm om hulle, ons gaan nou inhak, en ons gaan vir haar bid, en vir haar gesin. Gemeente, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om broers en susters in u naam te kan hê, wat wonderlike gawes het. Here, net so het u vir Lisa gawes gegee van prediking en gemeenskap en liefde. Here, ons bid dat u vir haar sal bewaar, waar ook al sy gaan, en dat sy altyd u liefde sal skyn. Ons bid in u naam alleen. Amen. Baie dankie Lisa, alles van die beste. Dankie, ons gaan nou geleentheid hê om die Here te dien met ons dankoffers, en dan kan julle uitgaan na julle klassies toe. Julle kry nie sweeties nou nie, want julle moet nou slashpappies kry, is dit reg? OK, julle kan julle dankoffers gee, en dan kan julle uitgaan na julle klassies toe.
Voor ons by ons skrifgedeelte kom, soos julle weet, ons vier liefde. Dominee Braam het laas week oor agape liefde gesels, wat eintlik vertaal kan word as goddelike liefde, onvoorwaardelike liefde, en vandag staan ons bietjie stil by die huwelik. Ek wil nou eers vir julle 'n grappie vertel oor die huwelik. Daar's 'n klein dogtertjie wat 'n troue bywoon, en sy vra vir haar ma, "Mamma, hoekom het die tannie 'n wit rok aan?" En die ma vertel, "Dis die tannie se belangrike dag, 'n wit rok beteken vreugde." En sy kyk so en sy vra, "Ma, die oom het dan 'n swart pak aan. Ervaar hy dan nie vreugde die dag nie?" So, ons praat vandag oor die huwelik, en nou gaan Dian dadelik vir my sê, "Dominee, hoe kan jy oor die huwelik praat? Jy's dan net 5 maande getroud." En ek is hier, hier's baie mense wat baie langer getroud is, en nou gaan jy ook mense sê, "Wat help het ek is in die kerk, ek is dan eers getroud nie." Vandag gaan vir jou help met alle verhoudings. En dalk sit jy hier en dalk as jy net in 'n verhouding, dan gaan dit ook vir jou help. Of dalk gaan dit vir jou eendag help as jy trou. So, kom ons kyk na die teksgedeelte. So ek gaan jou uitnooi, sit jou sitplekgordel aan, hierdie is 'n moeilike teks. Ons gaan lees uit 1 Petrus 3 vanaf vers 1 tot 12. Die opskrif is die gedrag van mans en vrouens teenoor mekaar. En ek lees uit die ou vertaling, so as dit anders in jou Bybel is, dit is op die borde. Ek lees vanaf vers 1 vir ons. Vrouens, julle moet dan julle mans onderdanig wees. So hier rys my hare klaar. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe Godvreesend julle is, en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur julle gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir hulle nodig wees om 'n woord te sê nie. Vers 3. Julle skoonheid moenie bestaan in innerlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. Nou gaan Petrus hier terug in die Ou Testament in. In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As hulle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Is julle dan Sara se dogters. Interessant genoeg, klomp verse vir die vrouens, 1 vers vir die mans. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef, bewys eer aan hulle as die swakker geslag. Hier rys my hare alweer. Wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe, dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Vers 8. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrewe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns.
Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Vers 12. Die Here sorg vir die opregtes en luister na die hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Nie 'n lekker teks so in die maand van liefde nie. 'n Teks wat eintlik op die man af is en eintlik ergens elkeen van ons so 'n bietjie aankla. Of ek kan eintlik sê, as die teks nie jou nie op 'n manier aankla nie, kan jy maar die kerk verlaat. Leon, ek kan maar vir ons na my slides toe vat. As daar nou iets tipies van ons tyd is dat ons hoë kwaliteite het, hoë standaarde. Ons het hoë standaarde aan onsself, aan ons kinders en aan ons werke. Natuurlik ook die goed wat ons koop. Wanneer ons iets vandag koop, maak ons gewoonlik seker, dis op standaard. Dink vir 'n oomblik, ons doen goeie navorsing voor ons iets koop. Vergelyk die goed. Maak baie seker voor ons iets koop. Maak seker dat dit nie gemors is nie en goeie kwaliteit. Ek het lanklaas hierdie approve gesien op pakkies. Hierdie SABS. En as ek aan huwelike dink, dan vra ek myself af, hoe meet ons huwelike? As ons nou in Suid-Afrika goeie produkte meet, dan kyk ons altyd of daar SABS, Suid-Afrikaanse Bureau van Standaarde op is, dan weet ons, dit is 'n goeie produk, ons kan dit maar koop. Maar hoe meet ons 'n huwelik? Hoe weet ons of 'n huwelik op 'n hoë standaard is? Waaraan meet ons 'n huwelik? Waar is die maatstaaf deesdae? Dink vir 'n oomblik. Waaraan meet ons mekaar? Ek het na die statistieke gaan kyk in Suid-Afrika en 4 uit 10 huwelike hou nie langer as 10 jaar nie. 4 uit 10. 4 uit 10 egskeidings binne 'n dekade. En as ons na hierdie statistieke kyk, kan ons maar met mekaar eerlik wees. Liefde is sonder pyn. Liefde is sonder woede, sonder moeilike tye, sonder hy sakke sout. Dis nie sonder dit nie. Ons almal ken dit. En as ons na ons teksgedeelte kyk, dan praat Petrus heel eerste met die vrouens. Hoekom? Hoekom praat hy heel eerste met die vrouens? Want wie trap heel eerste spore in gemeentes? Vrouens. Wie sorg dat kinders kerk toe kom? Vrouens. Wie was die eerste getuies by Jesus se graf? Vrouens. 70% van alle kerkmense oor alle eeue heen, en dis 'n statistiek, is vrouens. So Petrus kom en hy kom spreek heel eers die vrouens aan en dan sê hy, julle moet onderdanig wees. Nou hierdie woord onderdanig, hierdie woord het hierdie week met my gesukkel. En toe ek dieper gaan kyk, wat beteken hierdie woord onderdanig in Grieks? En dit beteken,
Dis nie 'n vroue ding nie. Dis 'n mekaar ding. En die mans kan nie nou net lekker hierso sit en dink, jy moet onderdanig wees nie. Dis 'n mekaar ding. Ons moet dit met mekaar doen en nie dit nie. Petrus beweeg dan verder en dan sê hy, vrouens, ons moet ophou dink aan die uiterlike, hoe ons buite lyk. Ons moet begin fokus hoe ons hier binne lyk. En dalk is dit juist dit wat jou vandag aanspreek. Ons moet ophou worry oor die modes en wat ek nog moet kry en my vriendin het hierdie en hierdie en hierdie modes en ek kort hierdie. Dalk is dit juist dit waaraan jy moet aandag gee om jou huwelik te red. Gee aandag aan wat hier binne aangaan vir jou huwelik. Dalk is dit juist dit wat 'n eye-opener is vandag vir jou. Terwille van jou huwelik. Nadat Petrus in ons teksgedeelte die vrouens aanspreek, kom hy na die mans toe, met net hierdie een versie vir julle. Wat hy eintlik sê, lig jou vrou op. Lig jou vrou op. Hierdie belangrike opdrag, lig jou vrou op. Inteendeel, gaan kyk 'n bietjie in die Bybel, hoe baie het Jesus vrouens opgelig. En hoe baie doen mans dit nie. Hoe baie het Jesus vrouens in die Bybel opgelig. Gaan kyk die voorbeelde. En hoe baie doen mans dit nie. En dan, die heel belangrikste deel, kom in vers 8, dan sê hy, gee nie om of jy 'n man of 'n vrou is nie, ten slotte, wees altyd eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld, of belediging met belediging nie. En dis eintlik die crucial deel, as jy na jou huwelik kyk. As jy jou huwelik op 'n hoër standaard wil kry, daai chap, soos ons, daai SABS approvement wil kry op jou huwelik, as jy daai chap op jou huwelik wil kry, dan moet jy eintlik na net daai vers 8 kyk. Net daai vers 8. Die vraag is, hoe laat ek my huwelik hou? Hoe laat ek my huwelik hou? As ek so by kappels sit wat deur moeilike tye gaan, of kappels sit wat besig is om amper trou en is besig met huwelikskategese, dan gaan ons bietjie deur die volgende. Hoe laat ek my huwelik hou? Hoe sit ek daai chap op my huwelik? En ek gaan 'n paar goed vir jou noem. Konflik. En al is jy nie nou in die huwelik, dink gou 'n bietjie, hoe hanteer jy konflik? Ek kom uit 'n huis uit waar ons nie eintlik konflik hanteer het nie. Ek moes in 'n later stadium geleer het hoe om konflik te hanteer. So, ergens een tyd het my ma so klein bietjie gefight, en toe het ek, my suster, die hond, die kat, my ma en my pa gehuil. Ons het nie geweet om konflik te hanteer nie. Ek moes op 'n later stadium leer hoe om konflik te hanteer. As jy nie weet hoe om konflik te hanteer nie, gaan jy ergens moet leer. Om stil te bly is nie altyd die antwoord nie. Om dit te los is nie altyd die antwoord nie. Conflict delayed is conflict multiplied. Ergens gaan jy moet leer om konflik te hanteer. Ergens gaan jy moet leer om met mekaar te gesels. Nie net goed onder die mat in te vee nie. Nie net aan te gaan met jou dag nie.
Nie net stilstype te hê vir 'n week nie. Conflict delayed is conflict multiplied. Dalk moet julle vanaand 'n bietjie gaan sit en gesels, hoe gaan ons konflik beter hanteer? Die volgende een is vergifnis. Mense wie se huwelik hou is mense wat experts is met vergifnis. Vergewe is nie wat sê los dit net nie. Is dit regtig te vergewe? En dis nie om ou koeie uit die sloot uit te gaan haal nie. Dis om regtig te vergewe. Die volgende ene is vreugde. Is daar ooit vreugde in jou huwelik? Geniet julle mekaar? Lag julle saam? Het julle stokperdjies wat julle saam doen? Doen julle dinge saam? Of is elkeen op sy eie planeet? Bly julle maar net saam? Dink vir 'n oomblik, vreugde. Geniet julle die lewe saam? Die volgende een is kommunikasie. Dominee Piet wat vir my en Willie getrou het, het altyd gesê vir ons, alles kan oor gepraat word. Alles. Praat julle oor alles. Of steek julle goed vir mekaar weg? Of praat jy net seker goed met jou man of jou vrou, en die ander goed met jou vriendinne en jou pelle? Alles kan oor gepraat word. Daar's 'n koppel wat onlangs by my was vir berading, en een van hulle sukkel 'n bietjie met kommunikasie. Die een wil nie praat nie. Toe moes ek nou vir hulle leer, hoe gaan hulle toe nou met mekaar praat, en dan sê ek, jy moet nou vir die ander ene sê, hoe voel jy my, sê dit nou in 5 sinne. Dan sê hy, sê hoe jy voel in 5 sinne, dan moet die ander ene verwoord, sê hoe jy voel in 5 sinne. Soos 'n kind moet ons nou mekaar maar leer. Kommunikasie is belangrik. Dalk moet julle leer om meer te kommunikeer. Die volgende ene, maak 'n verskil. Wat help het julle se huisgesin, maar julle maak nie 'n verskil in die wêreld en in die dorp nie. Die mooiste ding vir my is as 'n paartjie eers vir ander mense 'n verskil wil maak. Maak 'n verskil vir ander mense. Beteken vir iemand iets in jou straat. Vir 'n ander paartjie. Vir kinders wat dit nodig het. Vir die skool, vir die gemeenskap. Maak 'n verskil. Wat help dit? Dis net jy en jou huisgesin. Beteken vir ander mense iets. En die volgende ene vir 'n hoë standaard huwelik is bid saam. En dis nie net bid saam, daai wat rympie wat ons sê as ons bid, daai rympie wat ons sê, en dan sê ons net amen, ons weet eers eintlik wat ons sê nie. Bid saam. Dieper godsdiens saam. Hoe baie van ons huise, en hoe baie huise gebeur dit nog, om regtig saam te bid. 'n Dieper verhouding met God saam. Dominee Piet, wat ons getrou het vir ons 'n driehoek gewys en gesê, jy kan nie jou huwelik bou sonder God nie. Dis jy en jou man en God. Hoe baie hou ons saam godsdiens? Hoe baie bid ons saam? En nie net daai voor ons eet, dankie Here vir die kos wat U vir ons voorsien het, gee vir die mense wat nie het nie, amen nie. Daai bid ons en ons vergeet eintlik wat ons bid. 'n Dieper verhouding tussen jou man en jou vrou en God. Dit is 'n hoë standaard huwelik.
Dit is hoe ons 'n chap op ons huwelik kan gee. 'n Hoër standaard. Dit is wat 1 Petrus eintlik vir ons sê, hoe 'n huwelik moet lyk en sê, hier gee ek 'n chap. En mag hierdie vir ons 'n eye-opener wees. En vrouens mag hierdie vir ons leer om ons mans meer te respekteer. En mans mag hierdie vir ons leer om ons vrouens meer lief te hê. Want dit is wat ons eintlik soek. Mans wil meer gerespekteer word en vrouens wil meer liefgehê word. En mag ons hierdie gaan toepas hierdie week. En mag ons hierdie week gaan tyd maak en moeite maak met mekaar. En dalk irriteer hierdie preek jou vandag, dan is dit ook reg. Mag ons dit gaan uitleef. Dalk het hierdie jou aangewakker om jou huweliksbeloftes te gaan opgrawe en dit weer te gaan lees. Of dalk moet jy en jou man of jou vrou gaan sit en sê, hoekom doen ons hierdie? Ons jok vir mekaar. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ons is mos nie besig om God se wil uit te leef nie. Ons respekteer mos nie mekaar nie. Ons het mos nie mekaar lief nie. Ons is mos nie besig met die Here se werk hier nie. Ons is mos eintlik besig om 'n leuen te leef hierso. Ons flous mos eintlik die wêreld en die dorp. Ons almal het hakplekke in ons huwelike en dit is normaal. Maar mag ons hierdie huweliksmaand, hierdie liefdesmaand daaraan gaan werk. Om 'n hoë standaard huwelik te gaan kweek. Mag ons daarna streef 'n hoë standaard huwelik. Mag ons daai chap, daai hoë standaard chap, daai 1 Petrus 3 chap op ons huwelike gaan sit. En mag ons die Here innooi in al ons verhoudinge. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Ag Here, wat ons vandag gehoor het is nie noodwendig lekker nie. Dit maak wonde oop en krap plekke oop, Here. Here, help ons om dinge te gaan regmaak, te gaan gesels, te gaan kommunikeer, ons foute raak te sien, skaduweekolle raak te sien, te gaan gesels, Here. Of Here selfs te gaan droom oor 'n huwelik eendag. Here, help ons om vas te klou aan 'n hoë standaard huwelik en te gaan droom oor 'n huwelik, hoe dit kan wees, Here. Here, ons nooi U in elke huwelik in hierdie dorp. Here, mag ons aan elke huwelik gaan werk, U innooi en deel maak daarvan. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons kan nie hierdie sonder die Here doen nie, daarom gaan ek jou uitnooi en ons gaan ons geloof hardop saam bely. So kom ons staan en kom ons bely ons geloof hardop saam, as 'n belydenis dat ons nie hierdie alleen kan doen nie. So kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het,
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek gaan die musiekspan nooi om vorentoe te kom en ons gaan ons lied saam sing, Bind Us Together, en maak ons 'n eenheid, en dis my gebed ook vir elkeen van ons om as 'n eenheid hier uit te stap. So kom ons sing dit saam. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Maak ons 'n eenheid, Heer, maak ons 'n eenheid volmaak, gesmeed deur U liefdevolle Gees. Maak ons 'n eenheid, Heer, maak ons 'n eenheid, Heer, maak ons een deur U Gees. Daar is net een God, daar is net een Heer, daar is net een liggaam, daarom loof ons die Heer. Maak ons 'n eenheid, Heer, maak ons 'n eenheid, Heer, maak ons een deur U Gees. Die slashpappie is geskuif daar waar die pannekoeke is, want die krag hierso werkie. So jy moet net 'n bietjie verder stap, maar ons beloof die slashpappie gaan lekker wees, so stap net 'n bietjie verder. Ek gaan jou uitnooi om jou hande uit te steek en die seën van die Here te ontvang. Gaan nou terug na die lewe van elke dag en gaan dien God en jou medemens met opregte liefde en gaan leef met die seën van die Here vandag en elke ander dag. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, amen, amen,
jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. Amen. Amen. Grant me serenity to accept things